Goeienaand julle. En welkom hier by vanaand se Pinksterdiens dan ook. Terwyl die sanggroep hier voorreg kry vir die voorsang. Dit is so lekker om elkeen van julle vanaand hier te sien. Ag, soms so interessante opmerkings, interessant om die verskillende dinamika te sien tussen die oggend en die aand Pinkster. En die oggend het dit half so natuurlik gebeur, dit wat ek aankom, almal wat hier in die diens is, sit in hierdie helfte van die middelste blok so 'n ry diagonaal so af. Nee, daar so enkeles daar en enkeles daar, maar almal sit hier. En hier sit julle so verspreid soos die Here se genade in alle dele van hierdie kerk. Julle laat my nek werk en ek moet konsentreer, jong, maar dit is goed. Nee, julle mag vanaand 'n wonderlike geleentheid weer eens vir ons wees, waar ons kan saam wees rondom die Here se woord en die Here se teenwoordigheid. En vanaand gaan ons gesels oor ons volgende tema, die volgende sleutel tot 'n geesvervulde lewe. En ons gaan vanaand spesifiek gesels oor wat die impak van ons keuses is op 'n geesvervulde lewe en of ons 'n geesvervulde lewe lewe of dan nie. Maar 'n bietjie meer daaroor later in die diens. Ek wil vir ons sommer net 'n gebed doen. Voordat ek vir ons 'n gebed doen, wil ek net weer eens vir ons baie dankie sê vir die gesindheid ook waarmee ons almal hier met Pinkster besig is. Ons weet ook ons dankoffers gaan vir Bybelverspreiding. Sondag toe, as ek reg onthou, het ons gestaan op 20 of 12 Bybels en daar kan julle nou sien ons staan al op 119 Bybels. So wat 'n wonderlike voorreg is dit dan nie ook vir ons as 'n gemeente om ook op so 'n manier te kan bydra tot die verspreiding van God se woord reg oor hierdie wêreld nie. So kom ons wees nog getrou daarin met die res van ons Pinksterdienste en kom ons kyk aan die einde van hierdie Pinkstertyd hoeveel Bybels ons aan ander kan voorsien dan ook. Met dankbare harte. Kom ons bid saam. Abba Vader, deur U Heilige Gees het ons die voorreg om kinders van God genoem te word. En te weet dat ons staan in 'n intieme, lewende verhouding met U as ons Vader. Here, daarom kan ons weet dat U is lief vir ons. U is teenwoordig in ons lewe. U weet van alles. U ken die fynste besonderhede van ons menswees. Selfs die hare op ons kop is getel. Ja, Here, U weet van elke lag en elke traan, van elke droom en elke vrees. U weet alles. En Here, ons is so bevoorreg vir die onbeskryflike genade om te kan weet dat ons lewe is in die hande van ons almagtige God, wat ons so liefhet, dat hy sy seun vir ons gestuur het om aan 'n kruis te sterf, sodat elkeen wat glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. So lief vir ons, dat Here Jesus, toe U opgevaar het hemel toe, U beloof het dat ons nie alleen agtergelaat sal word nie. En daarom het U vir ons die Heilige Gees gestuur. God in ons, met ons, by ons, elke oomblik van elke dag. En ook nou, op hierdie oomblik. Dankie daarvoor, Here. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Kom ons begin die diens deur so 'n paar liedere saam te sing tot eer van die Here. Ons almal het 'n lang dag gehad, baie van ons het voor die rekenaar gesit die hele dag by die werk dan ook. So kom ons gee geleentheid en ons rek bietjie die bene, ons staan op en ons loof en prys die Here se naam met die sing van die liedere. He is the order of the
Nou vriende, vanaand gaan ons nou verder gesels oor die volgende sleutel tot 'n geesvervulde lewe, en soos wat ek reeds aan die begin vir ons gesê het, gesels ons vanaand bietjie oor die belangrike rol van keuses en besluite in ons lewe. Nou, uit die aard van die saak gaan ons nou nie vanaand gesels oor besluite oor die algemeen nie, maar spesifiek as dit kom by geestelike besluite in ons lewe. En die oomblik wanneer ons praat van keuses en gevolge, onmiddellik dan is dit amper soos 'n bietjie van 'n bewe in ons kom, want dan verwag ons half ons gaan nou hier praat van die skadelike gevolge, hierdie waarskuwing van wat alles verkeerd kan loop en wat die straf kan wees as ons verkeerd kies. En dis nie waarop ons vanaand gaan fokus nie. Vanaand se keuses en gevolge gaan nie gefokus wees op is jy gered of is jy nie gered, gaan jy hel toe of gaan jy hemel toe nie. Ons fokus in hierdie Pinkstertyd is bietjie anderste. En vanaand gesels ons oor hierdie tema vanuit die oortuiging, ek wil anders sê vanuit die veronderstelling en die hoop, dat almal van ons wat vanaand hier in hierdie diens is, reeds kinders van die Here is. Reeds tot bekering gekom het. Reeds hulle harte vir Jesus gegee het. En met hulle hele hart glo in Jesus Christus as die koning van alle konings en die Here van alle Here. Maar vriende, wanneer ons gesels oor hierdie tema van die Heilige Gees, is dit belangrik om daarop te let dat in die Bybel word ons baie duidelik gewaarsku ook, dat dit nie vanselfsprekend is dat as jy 'n kind van die Here is, jy noodwendig vol van die Heilige Gees lewe nie. Wanneer jy 'n kind van die Here is, dan weet ons die Heilige Gees is teenwoordig in jou lewe, die Heilige Gees is klaar uitgestort oor jou. Hoe weet ons dit? Want ons lees in die Bybel dat niemand kan sê Jesus is die Here as dit nie deur die Heilige Gees aan hom gegee word om te sê nie. So die feit dat ek glo, die feit dat ek lief is vir Jesus, die feit dat ek glo in Jesus en sy kind is 'n bewys daarvan dat die Heilige Gees in my lewe aan die werk is, dat die Heilige Gees besig is met my. Maar dit beteken nie noodwendig dat ek al 'n geesvervulde lewe lewe nie. Dis waarom ons soveel keer in die Nuwe Testament kry, waar die apostels aan gelowiges skryf, en gelowiges wil aanmoedig om weer die vuur in hulle harte aan die brand te steek, om weer die passie in hulle harte te ontdek, om weer toegewyd aan die Here te lewe, en word medegelowiges, Christene, kinders van die Here, keer op keer daarteen gewaarsku, om lou te word in die geloof, om ons passie vir die Here se naam en koninkryk te verloor. En dis waarop ons vanaand gaan fokus. Die keuses wat ons maak en die gevolge wat dit het op die moontlikheid wat ons het om gevul met die Heilige Gees te lewe. Ek wil dit anders stel. As dit jou, soos my begeerte is, om elke dag voller en voller van die Heilige Gees te word, om meer en meer gevul te wees met die Heilige Gees en al meer deur die krag van die Gees te lewe, dan gaan ons vanaand hoor wat belangrike keuses is wat ons in ons lewe moet maak, sodat ons dit kan doen, dit kan wees. So wat ons van hierdie punte kyk, gaan na verskillende teksgedeeltes verwys word vanaand. Die teksgedeeltes gaan op die skerm wees elke keer. So volg dit asseblief saam met my. Ons gaan net so 4 punte uitlig vir vanaand. Daar's natuurlik verskriklik baie wat ons kan uitlig, maar vir vanaand se doeleindes gaan ons net kyk na 4 baie belangrike keuses wat ek en jy moet maak, sodat ons 'n geesvervulde lewe kan lewe. En die eerste keuse wat ek en jy moet maak, is die keuse of ons weergebore wil wees of nie. Jesus sê vir Nikodemus dat wat mens is mense, wat gees is gees. En dan sê Jesus, lees dit saam met my, in Johannes hoofstuk 3 vers 5 tot 7. Jesus het geantwoord, dit verseker ek jou, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God kom nie. Wat uit die mens gebore is mens, wat uit die gees gebore is gees. Moenie verbaas wees dat ek vir jou gesê het, julle moet opnuut gebore word nie. Jesus sê hier dit baie duidelik. Jesus sê dat as iemand nie weer gebore is nie, as iemand nie weer uit die gees gebore is nie, sal hulle nie die koninkryk van God ontvang nie. Sal hulle die koninkryk van God nie sien nie, sal hulle die koninkryk van God nie ken nie. Weergeboorte is 'n vereiste
om die koninkryk van God te beleef, te ervaar, te sien en te ken. En wat beteken hierdie weergeboorte? So wat ons in hierdie reeks so ver gehoor het, is die eerste tree op ons pad na 'n geesvervulde lewe, volkome oorgawe aan Jesus Christus. Om tot bekering te kom, die woordjie vir bekering in die Bybel is die woord metanoia. En ons dink baie keer bekering is iets wat hierdie groot eenmalige gebeurtenis wat met my gebeur. En dit veroorsaak nogals baie spanning by mense wat in ouerhuise groot geword het, waar van klein tyd af 'n pad saam met die Here gestap het. En dan sit ek baie keer met hierdie innerlike stryd binne my, want as ek kyk na my storie, dan het ek nie hierdie een groot gebeurtenis wanneer ek tot bekering gekom het nie. Ek weet ergens langs die pad het ek my hart vir die Here gegee en het ek die Here my eie gemaak, maar ek gaan nie dink dat ek hierdie groot bekeringsoomblik gehad het nie. En julle nêrens in die Bybel lees ons dat bekering is vir almal van ons hierdie groot eenmalige omdraai nie. Daar is baie verhale wat dit so gebeur. Paulus se verhaal is een van hulle. Maar die woordjie metanoia verwys daarna om elke dag, so wat ons gehoor het, ons gepraat het oor oorgawe met ons vorige tema, om elke dag jou rug op jou ou lewe te draai en te kies om God te dien vandag en hierdie dag. Kinders van die Here kom as te ware elke enkele dag, wanneer ek my oë oopmaak in die oggend, bekeer ek my. Want dit is nie net 'n eenmalige gebeurtenis nie, maar ook 'n lewende verhouding met God, waarin ek elke dag 'n verhouding met God kies. Elke dag my eie lewe neerlê om die nuwe lewe van Jesus Christus te kan lewe. En dit kom nie uit myself uit nie. So wat ons gehoor het aan die begin ook, dat die blote feit dat ek in Jesus glo, is 'n gawe van die Heilige Gees. Dis hoekom Jesus sê, wat uit die mens gebore is mens, wat uit die Gees gebore is Gees. En vir my en jou om 'n geesvervulde lewe te kan lewe, moet ons fyn genoeg kan luister, sodat ons die stem van die Heilige Gees hoor. Want wanneer ons die stem van die Heilige Gees hoor, gaan ons hoor dat hy ons altyd vertel van wie Jesus was, wat Jesus gedoen het, en van die lewe wat ons in Jesus het. En dan het ek en jy die eerste keuse om te maak. Die keuse waarsonder 'n geesvervulde lewe nie moontlik is nie. En dit is die keuse of ek Jesus ten volle aanneem as my verlosser. Nie net weet van Jesus nie. Weet van Jesus. Ken Jesus. Is lief vir Jesus. Om weergebore te wees, is om met alle opregtheid te kan sê, dat Here Jesus, daar is niks of niemand in hierdie lewe, wat vir my meer beteken as U nie. Ek het U lief, met my hele hart, siel, krag en verstand. Ek wil vanaand vir elkeen van ons wat vanaand in hierdie diens is vra. Ek gaan nie vra dat ons hande opsteek. Ons gaan nie vanaand 'n altar call hê of enigiets in daai lyn nie. Maar ek wil tog vir jou vra, daar waar jy vanaand sit, of jy al regtig hierdie keuse gemaak het. Of jy regtig al die keuse gemaak het dat Jesus die enkel en enigste belangrikste persoon in jou lewe is, en dat hy die een is deur wie jy alles doen, vir wie jy alles doen en tot wie jy alles doen. Want Jesus soek nie 99,99% van jou nie. Jesus soek alles van jou. En dis alleenlik wanneer ons ten volle uit Gees gebore word, nuut gebore word, wat ons reis kan begin tot 'n geesvervulde lewe. Die tweede keuse wat ek en jy moet maak, is 'n keuse wat eintlik so bou op hierdie besluit wat ons nou net van gepraat het, is die keuse of ek en jy lewe vir God se eer en heerlikheid, en of God se eer en heerlikheid die fokuspunt van ons lewe is. Want as ons nie dit daarvoor kies nie, dan sê die woord vir ons, as ons nie God verheerlik nie, bedroef ons hom. Ons moet altyd onthou,
Dat ons vergeet partykeer, dat omdat God so groot en almagtig, sterk, God is, die heilige God is, vergeet ons partykeer, dat God 'n hart het, en dat God beleef, en dat hy voel, en dat hy, net soos wat ons deur hom geraak word, laat God homself toe om deur ons geraak te word. Dis hoekom ons hoeveel stories in die Bybel lees, waar God kyk na sy verlore mense, en hy huil oor hulle. Of wanneer God sien hoe mense verkeerde dinge doen, en dan word hy kwaad oor wat hulle gedoen het. Ons optrede, ons keuses, ons besluite, raak ook God se hart, nie andersom nie. En ons word geroep as kinders van die Here, om te lewe op so 'n wyse, dat God deur ons lewe, deur ons woorde, deur wie ons is, verheerlik sal word. Dat God se naam groot gemaak sal word, en dat dit God se hart sal bly maak. Hebreërs 13, wat sê, ons verheerlik God, dit maak God se hart bly, dit behaag God, wanneer kinders van die Here sy naam met hulle lippe bely. Maar die teenkant is ook waar. En Paulus waarsku ons daarteen. Paulus skryf in Efesiërs 4 vers 30 hierdie volgende woorde: en moenie die Heilige Gees van God bedroef nie. Want hy het julle as die eiendom van God beseël met die oog op die verlossingsdag. Nog voordat ons hierdie lewige Gees het God ons al geken. Het God ons al op die naam geroep en gesê ons behoort aan hom. Nog voordat jy 'n enkele besluit van jou eie lewe kon neem, het God al drome gedroom oor jou lewe. Die Here sê vir ons in sy woord dat hy het soveel gedagtes oor jou, dis meer as wat daar sand by die see is. God het drome vir jou lewe. Hy het 'n storie en gedagte vir jou lewe. En hy wil graag in hierdie persoonlike verhouding met jou lewe. En ons is hier om God se naam te verheerlik en om te eer en sy hart bly te maak. Maar wanneer ek en jy doelbewus kies om nie ons identiteit in Christus te lewe nie, wanneer ek en jy doelbewus kies om te weet wat Jesus vir ons in die kruis gedoen het, te hoor wat Jesus vir ons in die kruis gedoen het, maar nie ons eie kruis opneem en Jesus volg nie, dan bedroef ons die Heilige Gees. In eenvoudige Afrikaans, ons maak sy hart seer. En liewe gemeentevriende, ek weet nie van julle nie, maar een van die moeilikste dinge vir my altyd om 'n balans te vind in die lewe, is ek hou nie daarvan om mense se hart seer te maak. Ek hou nie daarvan om mense te leer te stel. Dis aaklig. Ek verpest dit. En ongelukkig partykeer in die werk waarin ek staan as dominee, kry jy dit reg selfs al weet jy nie as jy dit reg gekry of hoe jy dit reg gekry het nie. Veral nog mense vir wie jy lief is. Kom ons wees eerlik, is daar's sekerlik min dinge wat jou so met skuldgevoel kan laat platslaan as wanneer jy weet iemand vir wie jy bitter lief is, jou man of jou vrou of jou kinders of hy beste vriend of vriendin van jou, jy het hulle nou bedroef, jy het iets gedoen wat hulle seer gemaak het. Hier is dit spook by 'n mens, jong. En is iets daarvan wat ook so moet wees in ons verhouding met die Here. Ons mag nooit ooit gemaklik raak met ons tekortkominge nie. Ons mag nooit ooit gemaklik raak met wanneer ons tekort skiet aan God se wil en God se droom vir ons lewe nie. En julle, dis 'n gevaar, want as Christene het ons hierdie wonderlike hoop, en ons noem dit genade. Die feit dat God ons vergewe, al verdien ons dit nie. Die feit dat God ons lief het, al verdien ons dit nie. En die feit dat God ons gered het en ons die ewige lewe gee, en ons alreeds vergewe het vir wat ons gedoen het en nog sal doen. Maar die gevaar is dat wanneer ons daardie genade geskenk half as vanselfsprekend aanvaar, dit later 'n verskoning raak, om eintlik maar te lewe soos wat ek graag wil, want die Here sal ons verstaan. Die Here sal ons in elk geval vergewe. Maar die bewys daarvan, dat iemand Jesus werklik liefhet, is wanneer dit jou hartsbegeerte is, om deur die krag van die Heilige Gees, Jesus se naam te verheerlik, Jesus se hart bly te maak, te lewe en te praat en te doen en te wees op 'n manier wat sy hart vreugde gee. Nie bedroef nie. Nie bedroef nie.
En ek en jy kan alleenlik 'n geesvervulde lewe hê. Ek en jy kan alleenlik elke dag voller van die Heilige Gees word, wanneer ons elke oggend wakker word, ons oë oopmaak en besef ek is hier en my grootste begeerte in hierdie lewe is Here Jesus, is om U naam te verheerlik. Here, mag elke woord wat ek vandag sê, Here, elke daad wat ek vandag doen, met wat 'n mens ook op my pad kruis, U naam verheerlik en U naam vereer en U hart bly maak. Wanneer ons kies om met daardie gesindheid te lewe, beloof die Here vir ons dat hy deur sy Heilige Gees ons sal in staat stel om dit te doen. Maar ek kan nie verwag om geesvervuld te wees as ek gemaklik is met die teenoorgestelde nie. Julle as Christene moet ons vanaand vir mekaar eerlik sê dat daar bestaan nie iets soos, weet jy wat, ek probeer, maar ek is maar net 'n mens nie. Ja, ons is net 'n mens, maar onthou, ons is mense wat lewe deur die krag en leiding van die Heilige Gees. Ons is nie meer net mense uit ons eie nie. Ons het gisterand gehoor, of was dit nou eergisterand? Gisterand gehoor, waar hierdie selfde Petrus sonder die Heilige Gees Jesus verloon het, en vol met die Heilige Gees kon opstaan vir Jesus. Ons is nie meer net mense nie. Ons het die Heilige Gees wat in ons woon, deur ons werk. Die volgende baie belangrike keuse wat ek en jy moet maak, sodat ons 'n geesvervulde lewe kan hê, is die keuse tussen wat ons lewe beheer. En dis 'n keuse met twee opsies wat lynreg teenoor mekaar staan. Laat ek my lewe beheer deur die Heilige Gees, of laat ek my lewe beheer deur my eie sondige natuur en my eie aardse begeertes en my ou manier van doen. So wat ons al reeds in hierdie Pinksterreeks gehoor het, moet ons altyd onthou dat die Bybel sê vir ons baie uitdruklik dat selfs wanneer ons kinders van die Here is, selfs wanneer ons al reeds in Jesus glo, beteken dit nog steeds nie dat daar nie meer iets is soos sonde nie. Ons is nog steeds blootgestel aan 'n gebroke wêreld. Daar is maar nog steeds iets van 'n sondige natuur binne ons, wat ons die hele tyd wil wegtrek, weg van Jesus af. En daarom het ek en jy elke enkele dag 'n keuse. Kies ek my sondige natuur? En dat ek myself daardeur beheers? En julle, dis nie eens altyd verskriklik as ons praat van sondige natuur. Nou verwys ons nie net eers van dinge wat oogloop en vuil en skandelik en onheilig is nie. Dit kan partykeer iets eenvoudigs wees wat vir ons geluk in die lewe gee. Maar ons weet dis nie God se wil nie. Dit kan iets wees wat vir ons plesier gee. Wat vir ons voel asof dit vir ons sin in die lewe gee. Maar ons weet dis nie God se wil vir ons lewe nie. En dan het ek 'n keuse om te maak dat deur wat word my lewe beheer. My eie ek, my soeke na wêreldse geluk, na wêreldse standaarde, wêreldse beginsels, of die Gees van God, wat my gaan lei in 'n radikaal ander lewe in, waarin ek al meer in die beeld van Jesus gelyk gaan word. En nee, daardie pad is 'n smal pad met min mense wat daarop loop. En daardie pad met al die lekker dinge van hierdie lewe is 'n breë pad met baie mense wat daarop loop. En daar's 'n rede waarom dit so is. Maar net soos met al hierdie ander keuses, het die keuse wat jy hier maak, radikale gevolge vir elke aspek van jou lewe. En in Galasiërs 5, dan skryf Paulus eintlik vir ons, dat die keuse wat jy maak, gaan bepaal wat 'n vrug in jou lewe sigbaar is. Paulus sê, as julle julle sondige begeertes laat regeer, gaan julle die vrugte dra van die sondige natuur. As julle die Gees van God laat regeer, dan gaan julle vrugte van die Gees dra. Lees dit saam met my. Paulus sê in vers 16, wat ek bedoel is dit, laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word. Dan sal julle nooit soeg voor begeertes van julle sondige natuur nie. Julle sien, hy erken, daar is nog die sondige natuur. En ons harte trek partykeer punt soontoe, want dis die maklike opsie, dis die lekker uitweg, dis die vinnige onmiddellike plesier, dit is die ek voel vandag al reeds beter.
Dit is daardie, dit voel vir my ek cope nie, en ek weet net hierso na die 4de of die 5de glasie gaan ek beter voel, dan gaan ek nie meer voel wat ek nou voel nie. Dis onmiddellik beter, dit is nou beter. Dit is daardie, ons is nie gelukkig nie. Ek en my man of ek en my vrou is al lankal nie meer wat ons altyd was nie, en hier is iemand wat vir my liefde gee. Hier is iemand wat daar is. Dit is nou, dis hier voor my. Ek verdien ook mos om gelukkig te wees. Dit is daardie koevertjie onder die tafel deurgee, sodat ek die tender kan kry, want as ek net daardie tender kan kry, gaan dit finansiëel soveel beter met my gesin gaan. Ek weet dis nie die Here se wil nie, maar dis hier, dis 'n maklike uitweg. Dis daardie keuse, die breë weg of die smal weg. En die keuse wat jy gaan maak, gaan jou hele lewe bepaal. Want dit gaan die vrug wees wat sigbaar is in jou eie lewe, en dit gaan die vrug wees wat jy gee aan ander in jou lewe. En vriende, ons moet hierdie ding baie mooi hoor. As ons verder lees, dan sê Paulus, hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar. Hulle kan nie met mekaar vermeng word nie. Jy kan nie bietjie van die een en bietjie van die ander nie. Hulle is vyande vir mekaar, dis of die een of die ander. En daarom kan julle nie doen wat julle graag wil nie. Maar as julle deur die Gees laat lei, staan julle nie meer onder die wet nie. Hier is daar 'n baie belangrike waarheid wat ek en jy vanaand moet hoor. En in hierdie waarheid is die antwoord of 'n moontlike antwoord op een van daardie moeilike vrae wat ons baie keer vir mekaar vra, oor waarom laat God dit toe? Waarom het God dit gedoen? Waarom het God hierdie oor my pad gebring? Waarom doen die Here hierdie aan my? Want baie keer dan sit ons met hierdie vraag, en het baie van ons nog hierdie prentjie, dat God sit in die hemel, as hierdie amper soos 'n regter in die hof, en God kyk na ons lewe, en elke keer wanneer ons iets goeds of mooi doen, dan seën hy ons. Nee, hy seën ons met alles wat goed is uit sy hand uit. Maar o, jene, as ons 'n fout maak, dan straf die Here ons, en dan straf hy ons weer vir dit wat ons verkeerd gedoen het. En so lewe baie van ons nog steeds met hierdie prentjie van God wat ons seën vir ons gehoorsaamheid, en God wat ons straf vir ons ongehoorsaamheid. Maar jy kan nie daai prentjie van God hê en nog steeds glo in genade nie. Want genade is juis dat God ons vryspreek, nie straf nie, vergewe, liefhet, selfs al verdien ons die teenoorgestelde. Maar hoe moet ons dan dink oor al hierdie gebrokenheid en die stikkend en die seer rondom ons? Vriende, as ons die Bybel lees, en reg deur die Ou Testament tot in die Nuwe Testament, dan sien ons hoe die Here 'n God van liefde is, wat telke male vir sy volk sê, en vir my en jou sê, hierso is my ontwerp vir julle lewe. Hier is my ontwerp vir julle lewe. Hierdie is my wil vir julle lewe. Hierdie is my riglyne vir julle lewe. En as julle hierby hou, gaan julle geseënd wees. En nie net gaan julle geseënd wees nie, maar gaan julle ook 'n seën vir ander wees. Maar as julle nie hieraan gehoorsaam is nie en julle eie kop volg, gaan daar rampspoedige gevolge wees. En dan lees ons hierdie hartseer verhaal reg deur die Bybel, hoe mense, kinders van die Here, keer op keer, soos ek en jy ook doen, ons eie kop volg. Ons eie wil soek. Daardie lekkerte van die sondige natuur wat ons so terugtrek die hele tyd. En wat gebeur dan? Nie hierdie prentjie wat ons het van God wat in die hemel sit en God stuur 'n weerligstraal om mense daarmee te slaan nie. God sê vir die Israeliete, onder andere in die Ou Testament, ek gaan julle nou oorgee om die gevolge van julle keuse te dra. Ek gaan julle nou oorgee aan die gevolge, nie van my straf nie, maar van die natuurlike gevolge van julle besluit om nie aan my wil gehoorsaam te wees nie. Prentjie wat ek sien, is 'n prentjie van 'n ouer wat vir sy kind herhaaldelik waarsku
Moenie op die vensterbank loop nie, jy gaan val. Moenie op die vensterbank loop nie, jy gaan val. Moenie op die vensterbank loop nie, jy gaan val. OK, ek het jou gewaarsku, né? En dan as ek val en my oog oopval, is dit pappa of mamma wat dit aan my gedoen het? Nee. Dis die blinde bok. Die blinde sambok. Die gevolg van my eie keuse. En vriende, ja, dit is natuurlik nie deur die bank so nie. Want ons moet weet, ons stryd is ook nie teen vlees en bloed nie. En natuurlik is daar die teenwoordigheid van die bose in hierdie lewe. En natuurlik is ons besig om aangeval teen die Satan ensovoorts. Maar Here, die duiwel kan nie die skuld kry vir alles nie. Weet julle hoekom nie? Want slegs God is alomteenwoordig. Slegs God is altyd op alle plekke gelyk. Die duiwel is nie God nie. Die duiwel is 'n engel. Die duiwel kan op een plek op beslag wees. Hy kan nie die skuld kry vir alles nie. Die duiwel weet ook nie alles nie. Daar is bose teenwoordig. Maar daar is ongelukkig ook 'n boosheid in ons harte, wat as ons nie daarteen stry nie elke dag kies om aan die Gees oor te gee en deur die Gees gelei te word nie, noodlottige seergevolge vir my sal hê en vir ander mense in my lewe sal hê. En baie keer is die seer wat ek beleef, of die seer in ons verhouding, of die seer in ons gesin, dalk selfs soms die siektetoestand waarmee ek is, as gevolg van keuses wat ek gemaak het. Omdat ek nie gehoorsaam was aan God se wil vir my lewe nie. En daarom is die Here vandag, wanneer die Here sê, ek begeer 'n geesvervulde lewe vir julle. Ek begeer dat julle vol van die Heilige Gees lewe. En dit kan alleenlik moontlik wees as julle elke dag kies teen julle sondige natuur en sodat julle deur die Heilige Gees gelei sal word. Dat julle sal lewe in gehoorsaamheid deur die krag van die Heilige Gees. Het julle raak gelees wat Paulus sê, dat deur die krag van die Heilige Gees kan julle die versoeking teenstaan. Kan julle veg teen julle ou gewoontes en gebruike. En is daar 'n nuwe lewe moontlik vir elkeen van ons. En vriende, toets die Here hier aan, toets die woord van die Here hier aan. Ek beloof vir jou dat as jy gehoorsaam lewe aan die woord van die Here, as jy God die middelpunt van jou lewe maak en sy wil vir jou lewe soek, kyk wat gebeur met jou eie emosionele welstand, met jou geestelike welstand, met jou verhoudings met die mense naaste aan jou. Wanneer jy die pad van eerlikheid en opregtheid stap, kyk hoe die Here jou seën vir jou gehoorsaamheid aannoem. Vertrou die Here hiermee. Dis 'n uitnodiging wat hy vir ons gee. En dan laastens, is die keuse wat ek en jy moet maak. Of ons gaan doen dit wat ons nou die hele tyd vanaand hoor, en gaan toelaat dat die Heilige Gees ons lei, en dat die Heilige Gees in beheer is van elke aspek van ons lewe, en of ons die Heilige Gees gaan teenstaan. Want ons lees ook op verskeie gedele, veral in die Nuwe Testament, waar kinders van die Here die werk van die Heilige Gees teenstaan. En jy kan nie verwag om geesvervuld te lewe, as die Heilige Gees vir jou vra om hierdie te doen, en jy weier nie. Of as die Heilige Gees jou stuur in hierdie rigting, maar jy vertrou hom nie genoeg nie, en jy staan hom te in die proses nie. Daar's 'n interessante verhaal wat ons lees in die boek Handelinge. Nou in Handelinge, daar hak hy nou ewe skielik. Net beweeg my aan asseblief julle. In Handelinge 7 vers 51, dan lees ons: julle hardkoppiges, sommer met 'n uitroepteken, hy roep, hy skree dit, julle hardkoppiges, julle is heidens in julle harte, julle is doof vir die woord van God, julle weerstaan altyd die Heilige Gees. Soos julle voorvaders gemaak het, so maak julle ook. Julle, wat gebeur hierso? Hierdie woorde word geskryf aan die skrifgeleerdes en die fariseërs wat die gebruik gehad het, dat wanneer daar 'n samekoms van mense was daar net sekere persone wat toegelaat was om die woord van die Here te verkondig. Daar was 'n persoon wat toegelaat was om die boekrol oop te maak en die woord te bring.
en daardie teksgedeelte uit te lê. En toe gebeur iets wonderliks met die uitstorting van die Heilige Gees. En gewone, eenvoudige mense, soos Petrus en Johannes, en die ander apostels, en nog baie ander, word gevul deur die Heilige Gees, en lees ons dat van hierdie mense het die gawe van profesie ontvang. En hierdie persone begin profeteer, en die woord van die Here verkondig en bekend maak. En die skrifgeleerdes en die fariseërs en die familiehoofde, nie baie daarvan gehou nie. Het hulle gesê, hoe durf jy? Wie dink jy is jy? Jy moet verstaan, Boetie, ons het 'n manier van dinge doen hier. En dit kom nie sommer net van nou af nie, dit kom al generasies en generasies. Ons doen dinge al so van ou tyd af. En ons gaan nie toelaat dat hele klomp wat nou hier met die Heilige Gees vervul is, hierdie hele appelkar nou kom omgooi nie. Julle sal stil bly in die samekoms van gelowiges. Julle sal nie hier praat nie. Hier is daar 'n manier wat ons dinge doen en dit is nie so nie. En word hierdie mense aangespreek en vir hulle gesê, julle mis die punt, julle sien nie raak dat die Heilige Gees besig is om in mense se lewe te werk nie en dat daar apostels, priesters, profete aangestel word, mense van verskillende gawes wat die liggaam van Christus in hierdie wêreld is. En ja, die Heilige Gees is besig om julle in 'n nuwe werklikheid in te stuur wat radikaal anders is as die Ou Testamentiese godsdiens wat julle beoefen het, maar julle staan hom teen. En daarom kan julle nie die werking van die Heilige Gees in julle lewe ervaar nie. En vriende, daarom is dit baie belangrik dat ek en jy, en daar's nie 'n handleiding vir nie, daar's nie volg hierdie 3 stappe nie. Soos wat jy groei in jou verhouding met die Here, soos wat jy elke dag 'n pad met die Here stap, raak dit ook vir jou makliker om die stem van die Heilige Gees te onderskei van al die ander stemme rondom jou. En die uitnodiging hier is as jy geesvervuld wil lewe, as jy voller en voller van die Heilige Gees wil raak, wanneer jy die stem van die Heilige Gees hoor, vertrou hom, gehoorsaam hom, en doen soos hy van jou vra, en moet hom nie teenstaan nie. Moenie die werking van die Heilige Gees teenstaan nie. Want as jy die hele tyd dit teenstaan, dan sal jy nooit die krag van die Heilige Gees ten volle in julle lewe kan beleef nie. Met hom in die Jakob, hoe weet ek wanneer dit die Heilige Gees is? Weereens, hoe meer ek luister, hoe meer ek soek, hoe meer ek vir die Here vra, sal die Here vir my in staat stel om die stem van die Heilige Gees te herken. Maar daar is ook 2 ander maniere ook. Die Heilige Gees se stem sal nooit vir ons iets sê wat verskil van God se woord nie. So toets dit aan God se woord. Dis daarom waar dit die riglyn is in die Korintiërsbrief waar Paulus sê dat ek nie 'n probleem met profeseë nie, maar toets die profeseë aan die waarheid van God se woord. En kry vir jou iemand wat saam met jou sal bid oor die saak. En vra vir daardie persoon om 'n gebedsvernoot te wees wat saam met jou sal intree en vir die Here sal vra dat hy jou sal kan help onderskei wat die Heilige Gees se wil is en wat nie. En vriende, dit mag dalk soms gebeur. Ek lees baie daarvan in die Bybel, dat die Heilige Gees van jou iets vra waarmee jy nie van tevore gemaklik was nie. Dat die Heilige Gees van jou vra om jou maniere van ding te verander, sodat jy hom kan vertrou vir 'n nuwe seisoen in jou lewe. Dit kan partykeer wees dat die Heilige Gees jou vra om in 'n tyd waar geloof en godsdiens onder aanslag is, dapper genoeg te wees om te sê, maar ek en my huis, ek en my skool, ek en my werkplek, ons dien die Here. Wanneer die Heilige Gees homself aan ons openbaar, vertrou hom. Moet hom nie teenstaan nie. Want dit is die Gees van Christus wat my en jou wil help en my en jou wil lei om in die spore van Jesus te volg, sodat ons al meer soos Jesus kan wees. So as daardie stem vir jou sê, verloon jouself, tel op jou kruis en volg my, dan sê ek dankie Here, want alles vir u heerlikheid en u eer. 4 eenvoudige, maar baie belangrike keuses wat ons elke dag van ons lewe maak,
wat die sleutel tot 'n geesvervulde lewe is. Weergebore vir God se eer en heerlikheid, teen ons sondige natuur en vir die Heilige Gees. En die Heilige Gees staan ek nie teen nie, maar laat my lei soos hy wil. Ek wil vir ons geleentheid gee, en daar waar is in stil gebed, dit wat nou in jou hart en jou gedagtes is met die Here te deel. En as jy beleef dat die Here vanaand iets spesifieks op jou hart gedruk het, of dalk iemand op jou hart gedruk het, bring dit ook nou in gebed na die Here toe. Ek gee genoeg tyd vir stil gebed. Here, ons hoor vanaand hoe belangrik keuses in ons daaglikse lewe is. Maar Here, die keuse wat die grootste impak op ons lewe het, is nie 'n keuse wat ons gemaak het nie, maar 'n keuse wat U gemaak het. Here, toe U gekies het om ons God te wees, om vir ons lief te hê, en om U Seun te stuur, sodat ons in Hom die nuwe lewe, die ewige lewe kan hê. Here, die feit dat U ons gekies het, sonder dat ons dit verdien, uit genade alleen, vul ons harte met 'n diep dankbaarheid. En daarom is dit ons hartsbegeerte om voller en voller van die Heilige Gees te word, sodat ons elke dag al meer deur die krag van die Heilige Gees gevorm sal word om soos Jesus te wees. Help ons, o Heilige Gees, om elke dag van ons lewe keuses te maak, keuses waardeur U naam verheerlik sal word, en U koninkryk sal kom, en U wil sal geskied, in ons lewe en deur ons lewe. Kom vul ons, o Heilige Gees, en gee ons meer en meer en meer van U. Amen. Die lied waarmee ons vanaand se diens gaan afsluit, is 'n lied wat juis iets vertel ook van wat ons vanaand oor gesels het, waar ons eintlik vir die Here Jesus gaan vra, Here, God van liefde, waar U ook al gaan en soos U ook al sê en doen, so wil ons ook sê en doen. Kom ons sing hierdie lied tot eer van die Here.
Mag elkeen van julle 'n wonderlike geseënde aand hê, 'n geseënde nagrus hê. En vir die van ons wat nie dadelik wil huis toe gaan nie, onthou lekker sop in die kombuis saam met 'n ou broodjie. En onthou altyd wat ek by die bazaar ook gesê het, nee, kos wat ons by die kerk eet, maak nie vet nie, dit maak gesond en dit voed ons liggame, so julle moet lekker saam met ons kuier. Geseënde aand, geseënde nagrus vir elkeen van julle.